dit lê baie dieper as dit. Dis baie meer as net 'n mooi ding wat Jesus gedoen het, of 'n opdrag wat Paulus vir gemeentelede of vir Christene gee. Ek dink dit gaan speel op 'n baie dieper vlak af. En daarom het ek gedink dat as teksgedeelte 'n bietjie 'n ander invalshoek Psalm 139 vanoggend te vat. En dan en bietjie by daai Psalm stil te staan. Maar voor ons lees, kom ons raak eers stil en dan vra ons dat die Here vir ons sal seën. Here, ons wil maar net vra in 'n diep afhanklikheid dat U self deur die woord in ons harte aan die woord sal kom. Ons glo dat daar dinge gebeur deur die Bybel en deur ons oordeenking daarvan en met ons stoei met die teks van die Bybel en dat ons vernuwe en verander word om 'n nuwe uitkyk te hê oor die lewe in sy volle omvang. Oor my lewe en oor die rol van my lewe in hierdie wêreld. En hoe U aan die werk is, ook in ons land en in ons wêreld. En daarom kom ons, Here, met 'n versigtiging in ons harte, met 'n soeke in ons hart, om te vra, wil U nie asseblief deur die woord vir ons help en begelei om U stem te hoor nie. Ons bid dit natuurlik in afhanklikheid, Here, maar ons bid dit met groot verwagting in die naam van Jesus, ons koning. Amen. Ons gaan vanoggend Psalm 139, soos ek sê, op 'n manier hanteer. Ons gaan die Psalm in die middel sit, hierdie baie antieke brief, en probeer hoor wat Dawid sê. So 'n belangrike gedeelte van vanoggend se diens is net die luister na die Psalm. Ons gaan dit in die 2020 vertaling lees, en dan gaan ons sulke 4 oomblikke hê. Die een oomblik is 'n soort van die wêreld waarin Dawid hierdie Psalm skryf en wat daar gebeur, hoekom hy hierdie Psalm kan skryf. Dan van daar af ons eie tradisie, hoe dit oorgekom het van Dawid na Jesus, en dan nou uiteindelik wat ons sien rondom ons verhouding met die Here en die plek van kinders in ons samelewing. Ons wil 'n bietjie praat oor ons gemeente, en dan die laaste ding is ons wil praat oor ons gemeenskap en wat hierdie Psalm ons dalk help om oor te dink vir ons gemeenskap. So dan is ons weer terug by Psalm 139. So kom ons luister na hierdie Psalm, hierdie pragtige Psalm. Vir die musiekleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar's nog nie 'n woord op my tong nie. Kyk, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan is 'n te groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan dit nie begryp nie. Waarheen kan ek gaan weg van U gees? Waarheen kan ek vlug weg van U teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, U is daar. Gaan lê ek in die doderyk, ook daar is U. Neem ek die vlerke van die dageraad, gaan woon ek by die einde van die see, ook daar sal U hand my lei, U regterhand my vashou. En al sê ek, as die duisternis my maar net wil verberg en die lig om my nag word, is selfs duisternis vir U nie vir U donker nie, maar skyn nag soos lig, soos die dag, is die duisternis soos die lig. Dis immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in die boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan, as ek dit tel, is dit meer as die sand, word ek wakker, dan is ek steeds by U. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Ek dink dis een van die meer bekende en meer gewilde psalms, hierdie ene van Dawid, en vir verskeie redes, nee, en al die ouens wat nou oor hierdie psalm skryf en uitleg daarvan doen, sê, die mooi van hierdie psalm is hoe die Dawid ervaar dat die Here vir hom ken.
Hoe Dawid voel die Here weet van hom, né? Die Here sê hy daar in die begin, die Here ken hom totaal, binne en buite. Die Here verstaan nog sy gedagtes nog voor hy daaroor dink. Dis soos wanneer jy mos jou vrou of jou man se sinne namens hom of haar klaarmaak, want julle ken mekaar al so goed, jy het nie nodig om die volle sin te hoor. Behalwe as dit is wassieskottel goed, dan mis ek nog daai een. Maar goed, so Dawid voel die Here ken vir hom so intens en so naby. Dan die ervaring van God is oral. Hy kan gaan net waar hy wil. Dan praat hy van die doderyk en hy praat van die einde van die wêreld, hy praat van die donker in die nag, maar die Here sal hom altyd oral ontmoet. Selfs daai soort van speling waarmee Dawid werk van die gedagte, selfs al probeer hy wegkruip. Soos miskien 'n kind wat kwaad gedoen het en dan hom probeer wegkruip, dan selfs daar sal God vir hom kom opsoek. Saggies net by hom kom sit en by hom wees. Die Here het hom geken, sê Dawid, selfs voor hy gebore is, wat nou baie aansluit met die hele gedagte van die eerste 1000 dae vroegkindontwikkeling, van swangerskap tot jou eerste jaar, of tweede jaar, maar die gedagte van nog voor ons geboorte, nog voor sy geboorte, het Dawid hierdie ervaring, die Here was ook net daar. Die Here was net daar. Soos 'n merkwaardige gedagte, nê, wat agter hierdie Psalm lê. Hierdie gevoel van Dawid dat sy lewe is aan die Here op so 'n intense manier verbind. Hy kan nie aan homself dink los hiervan nie. Pragtig, nê? Behalwe Psalm 139 baie mooi, behalwe vir 'n paar versies wat ons ook daarin raak lees, wat ek nou vanoggend nog nie gelees het nie. As u, o God, goddelooses maar wou ombring, sê hy in vers 19. Manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af. Dit is hulle wat valshede oor u verkondig, u vyande wat die stem te vergeefs verhef. Sou ek die haters nie haat nie, Here, en hulle wat teen u opstaan nie 'n weerstand hê nie. Ek haat hulle met 'n intense haat. Vyande het hulle vir my geword. Ek haat hulle met 'n intense haat. Vyande het hulle vir my geword. Nou, ek nog altyd gevoel, Dawid het nou 'n baie goeie Psalm nou deurmekaar kom krap. Nee, dit was nog so 'n mooi lyn, en nou kom sit hy nou hierdie dinge van haat. En dis vir baie mense 'n baie moeilike deel van die Psalm. Tensy 'n mens natuurlik dink oor hoekom skryf hy hierdie woorde. Vir twee redes. En die eerste rede is, Dawid is in die moeilikheid as hy Psalm 139 skryf. Dis 'n klagpsalm. Iets is besig om in sy lewe verskriklik verkeerd te loop, en wat ons nou hier lees, uit die agtergrond lei ons af. Mense is besig om hom te na te kom of seer te maak. Iets is besig in sy lewe om van die spoor af te gaan. En so hy skryf vir die Psalm, en al die mooi dinge wat hy gesê het oor die Here wat hom ken, en die Here wat oral by hom is, en die Here wat hom gevorm het nog voor hy gebore is daai oortuiging van hierdie Here, saam met wie hy sy lewe deel. Dit is waarna hy kom vashou in hierdie krisistyd wat hy nou beleef. So hy sê al hierdie goeders, want hy is op pad om vir die Here te sê, Here, dit gaan verskriklik. Maar ek weet wat ek aan u het. Hier is wat ek weet van u. Hier is wat ek glo. Hier is wat u aan my lewe kom doen in hierdie gedeelte. En nou is die vraag, waar kom dit vandaan? Waar kom dit vandaan? Dawid se diep oortuiging dat God in sy lewe belangstel. En die interessante ding is, dit kom van vroeg in Dawid se lewe af. Dink aan Dawid en Goliat, net nog voor hy nou op die slagveld gaan en Goliat aanvat, dan as hy nou vir Saul moet oortuig, dan is 'n intense deel van wat hy sê is, maar die Here was nog altyd by my. Ek is nie bang vir Goliat nie. Hy sê dit mos nou vir Goliat self ook. So van iewers af, van kleins af, is hierdie ding ingebou. En ek wil graag vir ons 'n stukkie van 'n video wys oor ek dink waarom Dawid hierdie woorde van Psalm 139 kon skryf in die tradisie waarin hy groot geword het. Dion, kan ons klank kry asseblief? And if you think I thought for that, you must be. I was born in this. Was that Shabbat? Of course. Since the time of the covenant. It's 7 days. Why so many something?
ons dink jy gaan iemand sê? Nick, I think you would sell Rebecca, Rachel, and Leah. The six there. And the other are all their books. Dis om 'n uittreksel uit die reeks The Chosen wat gaan oor veral Lukas se weergawe van die evangelie. Maar wat is die ding wat ons daar sien gebeur? En dit is dat hierdie geloof in wie God is en hierdie wie ons is, hierdie mense wat hierdie verhaal vertel vir hulle kinders. Sabbat, wat is Sabbat? Waarmee is God besig? Wat is die waardes waarvolgens ons lewens meet? Word oorgedra. En is interessant dat as jy nou gaan kyk, as Moses nou vir die volk die Shema leer, die groot geloofsbelijdenis van Israel, en hy wil vir hulle sê, okay, dit is waaroor julle geloof van, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here, ons ken mos nou daai, wat Jesus mos ook later aanhaal. Hoe dra hulle dit oor? Dan sê hy, jy moet met jou kinders daaroor praat, as jy gaan slaap en as jy opstaan, as jy op die pad is en as jy by die huis is. Orals waar jy gaan sodat, en dan bietjie later dan as jy Deuteronomium 6 gelees, dan sê, sodat hulle op 'n stadium sal doen wat in hierdie verhaaltjie afspeel, sodat hulle op 'n stadium sal omdraai en sê, hoekom doen ons hierdie goed? En dan vertel jy vir hulle, ons was slawe in Egipte, en God het ons bevry. So 'n deel van waar Dawid homself bevind, is nie bloot net omdat hy self God uitgedink het, dit is oor die pad wat kom, of omdat hy deel is van die stroom van mense wat aan hierdie God vashou, met hierdie God 'n pad loop, en dit oordra na die volgende generasie. En daarom, as hy in sy tyd van nood kom, net die krisistyd, dan spart hulle nie rond om te probeer uitvind, wie sal my tog help nie? Dan sê hy, U is die Here wat my ken. U is die Here wat oral is. U is die Here wat my vashou. En uit daai diep plek kom Dawid se diep geloof in die Here. So iets van die oordra daarvan. Wat ons bring natuurlik nader in ons eie tradisie is dat ons ook sê, maar nie alleen is kinders belangrik vir die oordrag van geloof omdat dit uit die Ou Testament uit sou kom nie, maar ons dink ook anders oor kinders vandag as in baie tye en baie plekke in die wêreld, spesifiek in ons Christelike tradisie. Hulle sê mos, wat is die belangrikste gebod vir ouers van die 10 gebooie? Watter ene moet jou die meeste aansteer? Weet julle? Dit is maklik, né? Jy mag nie moord pleeg nie. Daai een. Jy moet gedurig aan daai ene ding. Maar en vir ons sê John Ortberg sê in sy boekie Who is this man, sê hy, vir ons is dit 'n grappie. Maar in Jesus se tyd was dit 'n revolusie. Toe daai boodskap deur die vroeë Christelike kerk in die wêreld ingaan, jy mag nie moord pleeg nie, want in die Romeinse samelewing was dit nie gesien as moord as jy van die kinders wat jy nie wil hê nie op een of ander manier ontslaa raak. Een van die goed was ontbering. Sit net die baba buite tot hy of sy doodgaan. Meestal sy, interessant genoeg. Wat die vroeë kerk se, ek meen, miskien ook dit noem, 'n briefie wat 'n man skryf aan sy vrou, 'n pragtige brief, 'n Romeinse ou wat vir sy vrou skryf, en sy is swanger met 'n kind, en nou sê hy vir haar, hoorie, hy is so opgewonde, wat ook al, as dit 'n dogtertjie is, sit daar buite. As dit 'n seentjie is, dan is ons bly. Dit is net so gesien, tot daar 'n nuwe revolusionêre boodskap in die wêreld ingaan deur 'n groep mense wat sê, nee, ons sal die kindertjies wat uitgesit is, bymekaar maak. Ons sal hulle groot maak. As mense hulle kinders laat doop, dan stel hulle peetouers aan, wat nou ons as net soos algemeen aanvaar. Maar dit was 'n nuwe ding dat ander mense sal sê, weet jy wat, as hierdie ouers iets oorkom, dan sal ons instaan daarvoor. Dis deel van ons geloof. Dis deel van ons verbintenis, ons behoort aan die Here. So het hierdie nuwe revolusie begin. En as Jesus wil sê, hoe lyk mense van die koninkryk, dan sê hy ons nou hierdie woorde. Die disippels het na Jesus toe gekom en gesê, wie is nou eintlik die belangrikste in die koninkryk van die hemel? En hy roep toe 'n kindjie nader
Het hom tussen hulle laat staan, gesê, voorwaar of amen, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Matteus 18. Dat Jesus kinders 'n sosiale en 'n belangrike plek gee, en dat ons nog nooit anders daaroor kon dink, as 'n geloofsgemeenskap nie. Dat die Here aan ons hierdie verantwoordelikheid, hierdie rol gee, wat ons bring by ons as 'n gemeente. Wat doen ons rondom ons kinders? Hoe lyk ons missie, ons uitreik na die kinders hier binne in ons eie gemeenskap? Nou aan die een kant is ons natuurlik ongelooflik geseënd met Bianca en haar span wat hierdie geweldige werk doen met Kinderkerk. Ons is daarvoor baie dankbaar. Maar dit sal nie reg wees as ons sê, okay, en daarmee kan ons dan nou sê, jy weet, ons het ons deel gedoen, ons hande was, en sê, ons is klaar daarmee nie. Daar's 'n man, ek probeer nou sy naam vergeet, maar as hy 'n praatjie doen, hy's baie beroemd, of baie bekend vir 'n baie goeie projek wat hulle het rondom die oplossing van armoede. En dan wys hy altyd 'n foto van 'n ouetjie wat so met klomp tattoos en oorbelle en alles daar staan, so 'n jong kind, en dan vra hy, okay, wat dink jy van hierdie kind? Dan het almal nou opinies, né? En dan uiteindelik dan sê hy, nee, wat jy ook al dink, daai is jou toekoms. Want daai is die volgende generasie wat moet sorg dat jou fonds, jy weet, jou aftrede vir ons groei. Jy weet, ons is nie onafhanklik van die volgende generasie, ons is interafhanklik van mekaar die hele tyd. So wat is ons rol as 'n gemeente? En so hierdie vraag sou wees, hoe is ons gemeente, almal van ons, kindervriendelik? Daar's 'n baie belangrike konsep, die gedagte van the significant other adult. Die belangrike ander volwassene, en almal van ons het 'n storie, almal van ons, van iemand, 'n oom of 'n tannie, 'n onderwyser, iemand anders as jou ouers, wat op 'n diep manier invloed op jou lewe gehad het. Ons het almal dit nodig. En dis die rol wat ons kan speel. Toe ons getrek het Bloemfontein, as ek nou by die studentegemeente, nou kyk, die studentegemeente is lekker, daar's ligte, daar's rookmasjiene, my kinders was toe nou op so 'n stadium, hulle het so geniet om op die banke te staan, arms in die lug, jy weet, dit was nou vir hulle alles lekker. Tot Adele, of nie, eendag toe ry Adele saam met François net huis toe weer, en hy vra toe, maar mamma, waar is die oupas en die oumas? Want dis wat hy geken het in die platteland. Significant other adults. Wat hy nodig het vir wie hy is. En dink 'n bietjie oor die rol wat ons as individue hier kan speel. Ek het een van my groot ervarings in die lewe is, ek is op 'n 3de jaar teologie student. Daar's niks slimmer as 'n 3de jaar teologie student. Nou is ek in my tuisgemeente daar, en het ek 'n diep teologiese vraag wat ek vir die dominee daar vra. En hy begin nou so met my praat, jy weet, en ek weet, daar in al my voorvarendheid, en daar kom 'n kleintjie aan, 'n seentjie. En die dominee stop in die middel van sy verduideliking aan my, en hy buig af, en hy praat met die kleintjie, en toe die kleintjie tevrede is, staan hy op, en toe gaan hy aan met my, en ek was so in die gesig gevat, nee, ek was so, hoe durf jy nou nie my vraag eers aan? Nee, dit is 'n 3de jaar student, ek is skuldig, ek weet dit, maar ek noem dit nou maar nie. Maar dit was ook 'n lewensveranderende oomblik, want ons wegstap, toe sê Adele vir my, het jy gesien wat hy gedoen het? Daai kind was belangrik genoeg vir hom om te stop, en daai kind se lewe sal nooit weer dieselfde wees. Wat? Dit is nou sterk gestel, nee, maar daai is 'n impakvolle, betekenisvolle moment vir daai kind. Wat kan ons doen? Partymal is dit net so peekaboo speel. Hulle sê dis vreeslik belangrik, waar is jy, daar is jy. Okay. So net dit om te sê jy is gewaardeer. Jy hoort hier by ons. Ek het probeer om dit dalk so te stel, die kinders van ons gemeente is uiteindelik ook ons gemeente se kinders. Om so daarna te kyk, na die ouers en kinders. Dan die laaste soort van, of laaste opmerking is dat ek dink, dat om vir ons kinders iets te bied is een ding, maar as ons hierdie wêreld wil verander, en dit is waarvan vroegkindontwikkeling of ECD vandaan kom.
is die gedagte dat jy verander nie 'n samelewing deur stikkende volwassenes te probeer regmaak nie. Jy verander dit deur die sterk kinders in die wêreld in te stuur. Dis ons missie. Dis ons roeping. Om 'n plek te wees waar ons intern geslyp word deur hoe ons met ons eie kinders in ons gemeente omgaan en wat ons by hulle kan leer, sodat ons, wanneer ons van hier af buitentoe beweeg, dat ons 'n ander soort volwassenes sal wees as wat massas kinders in ons land mee te doen het. En sodat ons 'n ander storie kan begin vertel van waarmee die Here besig is. Ons missie aan ons kinders is uiteindelik om 'n wêreld te begin skep soos wat God daaroor droom. Nie omdat ons kan nie, ons kan dit nie doen nie, maar ons kan medewerkers wees. En dink nou, Paulus skryf sy briewe waarin hy onder andere opdragte gee oor ouers en kinders, want ouers is medewerkers van Christus en van God in hulle gesinne en deur hulle kinders in ons wêreld. So ek dink daarvoor dat ons 'n baie spesifieke roeping. Dan die laaste ding, kom ons kom net weer terug. Psalm 139. Daar's 2 redes hoekom Dawid kla. Die eerste rede is omdat hy, hoekom hy die klagpsalm skryf. Die eerste rede is omdat persoonlik hy gaan deur hierdie tyd van intense moeilikheid. Maar daar's ook 'n tweede verklaring vir waarom hy daai moeilike verse skryf. En dis dat hy het soos profetiese oë. Ons het al in Jeremia daaroor gepraat, uit Jeremia. Profetiese oë vir dinge wat nie reg is nie. En hy kan nie daaroor stil bly nie. En daarom skryf hy wat hy daar skryf. Dit raak hom diep. So kan dit nie aanhou nie. So mag dit nie aanhou nie. Dis nie wat God wil hê nie. Dis nie 'n soort mense of 'n soort lewe wat God in gedagte het nie. En daarom skryf hy hierdie psalm. En deur dit kan daar 'n roepstem uitgaan vir ons wêreld waar baie mense nie weet hoe God is nie, om die boodskap te dra wat Dawid van die begin af sê. God is hier. God is hier. Sy liefde en sy genade en sy geregtigheid vir ons wêreld. En ek dink dit is waarvoor ek ons graag sou benooi as 'n gemeente, as ons dink aan Uitreikmaand oor hierdie tema. Mag ons ook deur die wyse waarop ons besig is rondom hierdie verskriklike belangrike saak oor kinders en ons rol ten opsigte van kinders as 'n gemeente, dat ons altyd sal onthou, want dit is hoe ons die boodskap dra. God is hier. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons voor U stil raak, dan doen ons dit as U gemeente. En as ons sê as U gemeente, dan sê ons as U gestuurdes. Want dis wat U deur U kerk doen. En daarom wil ons graag, Here, onsself aan U oopstel, ook rondom hierdie tema. Mag ons baie gaan dink. Mag ons baie bewus word van geleenthede wat ons het, om iets van wat Dawid beleef het, van sy verhouding met U, te kan oordra en te kan uitdra as 'n gemeente. Mag ons op so 'n manier besig wees met die kinders hier en die kinders wat oor ons pad kruis, of dit nou kinders naby aan ons is, en of dit nou kinders is wat ons maar net so nou en dan, of dalk net eenmal raakloop, dat ons regtige boodskap sal hê, wat ook vir hulle sal help, om iets van U belewenis, van U teenwoordigheid te beleef. Here, ons bid dit met verwagting. Ons is gestuur, omdat U die gesturende God is, en omdat U agter ons staan. Ons bid dit met hoop, veral in ons land, Here, waar dinge so deur mekaar gaan, kom bid ons vir ons rol in terme van die volgende generasie. Sodat, Here, meer en meer mense sou kon sê, Here, U ken my. Here, U is oral. Here, U is van die begin af deel van my lewe. Amen. Vriende, kom ons gaan afsluit, ons gaan 'n slotlied saam sing, ons kan staan vir hom. En dit is O God van Jakob deur U hand. O God
van Jakob deur u hand, word steeds u volk gevoed. U het wel eer op see en land, ons vadere behoed. Ons dank en smeek gebede gaan, tot u genade troon. Wil ons en ook ons kroos voortaan, u guns en trou betoon. Berei ons vir die lewenspad, wil deur u Gees ons lei. En as ons val, o Vader, vat ons hand en staan ons by. Bewaar ons, Heer, in alle nood, hou oor ons lewe wag. Wil kleding skenk, gee dagliks brood, ons deel vir elke dag. Beskikker van ons deel en lot, in voor en teëspoed. U is ons Vader en ons God, net u is waarlik goed. Vriende, vir ons uitgaan, gaan ek vir ons die seën van die Here toebid, en dan gaan ons die Amen wat ons goed ken ook sing. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly.